So, vir die wat nie laasweekie was nie, ons is besig met ons reeks Kompas, en hierdie is nou alreeds die tweede week in hierdie reeks van Kompas, en ek het op 'n vorige geleentheid het ek gesê dat toe ons EMP aangekom het ek omtrent 3 maande gevat voor ek eers die paai lekker leer ken het. So ons het maar gebruik gemaak van 'n GPS, GPS. En dit is so maklik nou. Ek meen ons lewe in 'n GPS en 'n GPS wêreld waar dit net maklik is, die persoon sê net vir jou draai links, 100 meter draai regs en jy hoef nie regtig self te dink of soos in die ou dae daai maps uithaal en om te kyk waar jy wil gaan nie. Want dit is net so maklik. En maar as jy praat van 'n kompas, dan lyk dit so klein bietjie anders. Want 'n kompas gee vir jou die rigting, waar die GPS gee vir jou natuurlik so lekker vooraf opgestelde idee van hoe die pad gaan lyk, maar 'n kompas gee vir jou 'n rigting om te sê, maar hierdie is die noord, hierdie is die rigting wat jy moet volg. Nou die ding van rigting volg is, jy kan nou maar vir 'n skip vra, as jy 'n rigting moet volg en jy is 1 graad uit, en ek sien nou ja, al die slim mense se ratte begin al klaar se draai, want julle gaan nou sommetjies maak. So as jy oor 100 km 1 graad uit is, wie ken daai antwoord? Dan gaan jy omtrent so 1.75 kilos uit wees op 'n 100 km. Nou, daar is die wiskunde wat ons gedoen het. Dankie ChatGPT. Nou, jy sal sien as jy 500 kilos uit is, dan is jy nog verder uit. Nou, om op die see 1.75 kilometer van jou plek af te wees, is nogal baie. En jy kan verstaan dat 'n skip vaar nie net 100 kilometer nie, 'n skip vaar baie verder as dit. So 1 graad maak 'n groot verskil. So dit is nogal redelik belangrik om so nou en dan net bietjie op jou kompas te kyk en om seker te maak dat jy nog die rigting volg wat jy veronderstel is om te volg. Nou, Paulus kom hier in Korintiërs, en as jy nou laasweek hier was, dan sal jy hoor dat Paulus help ons om te verstaan dat die lewe kan jou baie maklik so bietjie van koers afruk. Al is dit dan nou net daai 1 graad, en daai 1 graad is genoeg om jou heeltemal weg van jou bestemming af te vat. Jy gaan nie daar uitkom nie. En dit word veroorsaak soms deur druk, krisisse. Ek meen daar's verlies, onsekerheid. En daarom is 'n kompas nodig om se nou dan net uithaal en te kyk, maar is ek nog noord? En in 2 Korintiërs 1 kan ons sien dat die kompas lê in die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So die wat laasweekie was, sal mooi verstaan dat die Vader van ontferminge, die kompas lê in hom, die Seun in wie daardie ontferminge gesig gekry het, en natuurlik die Heilige Gees wat hierdie ontferminge nou in my en in jou laat woon. So Jesus sê, daar is werklik 'n nuwe soort lewe wanneer ons God leer ken. En ek sal vir julle nou sê hoekom nie. Nou, daar is 'n manier hoe ons 'n kompas kan gebruik, en 'n kompas kom regtig baie handig te pas as jy nie regtig die pad voor jou kan sien nie. As dit baie mistig begin raak, of dit raak baie donker, en jy het nie 'n baken waarop jy kan fokus nie. Jy het net hierdie ding wat vir jou sê, daai rigting. En dan het jy nog 'n GPS, maar die GPS is pap, hy werk nie. So jy het nou 'n kompas, en die rigting is daai kant toe. En dit help jou nogal om te fokus op 'n rigting. En so daar is 'n oomblik wat Paulus vir ons sê, waar hy 'n kompas nodig gehad het. En dit is in Korintiërs. Maar wanneer jy jouself in 'n posisie bevind, waar die mis bietjie dig raak, of dit bietjie donker raak, jy het 2 keuses. Jy kan besluit,
of jy begin net stap, en jy kom na ruk agter, hoorie, maar ek het so 'n bietjie afgedwaal van die pad, of jy kan net stil staan en jou kompas uithaal, en jy kan kyk waar is jou ware noord. So Paulus in 2 Korintiërs 1, vertel hy ons van hierdie tyd toe hy deur hierdie misgegaan het. Nou, ons kan saam lees 2 Korintiërs 1 vanaf vers 8. Want ons wil nie hê, broeders, dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking wat oor ons in Asië gekom het nie. Dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het, sodat ons self aan ons lewe gewanhoop het. Ja, ons het alself by onsself die doodvonnis oor ons gehad, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dode opwek. Wat ons verlos het uit so 'n groot doodsgevaar en nog steeds verlos. Op wie ons hoop dat hy ook nog sal verlos, terwyl julle ook vir ons saamwerk deur die gebed, sodat daar vir die genadegawe aan ons deur baie persone op baie maniere vir ons gedank mag word. So hierdie is nie maklike woorde nie. Hierdie is 'n man, Paulus, 'n man wat gemeentes geplant het. Hierdie man wat die evangelie onverskrokke verkondig het. Hierdie einste man wat sê, ontmoet die Vader van ontferminge. Hier is hierdie man wat vir ons sê, dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het, sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Nou, dis die eerste les wat Paulus ons leer in hierdie stuk. Hy sê, wees eerlik. Daar gebeur dinge met jou. Die lewe vry waar ons glad nie een van ons, dat daar nie goed met ons gaan gebeur nie. Maar Paulus kom met sy eerste les en hy sê, wees eerlik. Want ons wil nie hê, broeders, dat julle onbekend moet wees met hierdie verdrukking nie. So hy wil hê die Korintiërs moet presies weet hoe sleg het gaan met hulle. Dit gaan nie baie goed nie. Hulle is nie in 'n baie gemaklike situasie nie. Dit gaan uitermate bo ons krag. Dit gaan nie net swaar nie, dit gaan so swaar, dat hy in 'n posisie van wanhoop. Nou, Paulus, ek kan nie dink dat enige van ons al gedink het, dat Paulus in 'n posisie was van wanhoop nie. Ek kan nie dink dat enige van ons al gedink het, dat Jesus in 'n posisie was van wanhoop nie. En ek kan nie dink dat een van julle nog nie in 'n posisie was van wanhoop nie. Ek was al daar. Ek dink ons almal was al daar. En dit is nogal belangrik om hier by stil te staan, want as ons praat van geloof, dan beteken dit dat jy moet altyd sterk lyk. Almal vra vir jou, hoe gaan dit? Nee, dit gaan goed. Sit die gesiggie op. Dit gaan baie goed, dankie. En dit is 'n wanpersepsie wat ons het, dat as jy geloof het, dan moet jy altyd sterk lyk. Die ander ding is dat, as ek alles reg doen, dan behoort God my mos te beskerm. En die ander wanpersepsie wat ons ook het, is dat as ek bang is, dan beteken dit dat ek nie genoeg geloof het nie. Hier is hierdie Paulus, hy is 'n apostel. Kyk, hierdie man is 'n skrywer, hy het meeste van die Nuwe Testament geskryf. En hy sê reguit, hy is eerlik oor sy situasie, en hy sê, dit was bo my kragte. Ek het gedink, ek gaan dit nie maak nie. So die meeste van ons ken daardie gevoel, né? Die meeste van ons was al daar, die meeste van ons ken daardie gevoel, waar alles net te veel raak. Waar jy voel, die rekeninge stapel nou redelik vinnig op. Die dokter se woorde maal nog in my gedagtes. Ek het nou
hierdie doodsvonnis oor my gekry, en dit maal in my gedagtes, en die graf van 'n geliefde is nog vars. En wanneer die storm so groot raak, dat jy glad nie voor jou kan sien nie. En dit is presies waar Paulus was, en sy eerste les vir ons is, moenie skaam wees daaroor nie. Sê dit, wees eerlik voor God, en wees eerlik voor mekaar. As ek so 'n bietjie 'n persoonlike getuienis kan deel, nou die dag het ek 'n koffie saam met 'n vernoot, en nou sit ons hier in die koffieshop, en my foon lui, en vir die wat nou al saam met my koffie gedrink het, sal weet dat ek antwoord nie my foon as my foon lui, as ek nou koffie drink saam met jou nie, maar dit is daai selfde oggend, wanneer my vrou, my seun hospitaal toe gevat het, vir 'n kondisie wat hy het, so hy met elke tweede maand moet hy 'n drip kry, en so sy bel net om te sê dat hulle gaan bietjie langer vat, want die seun voel nou nie lekker nie, en die vernoot vra vir my, is alles reg? Wat gebeur? En ek vertel hom so bietjie rondom my seun se kondisie, en die man begin amper te lag, maar hy staan verbaas dat hy dieselfde kondisie gehad het toe hy 'n jonger man was. En hoe hierdie man, wie ek nie ken nie, op daardie oomblik daar kan wees om my te bemoedig, wanneer jou seun in die hospitaal is met 'n kondisie, en die man kan jou bemoedig deur sy eie getuienis. En sy getuienis is dat God is so groot, dat hy dieselfde kondisie gehad, so erg, dat hulle van sy koron moes wegsny. Hy was 'n millimeter weg van 'n sakkie, om 'n sakkie te dra. En hoe die man nou kan getuig dat hy 22 jaar laas enige medikasie gebruik het vir die kondisie, want God het hom genees. Daar is genesing in God, God kan genees. En hoe daai man kan bemoedig, en hoe hy sê dat met die scans kan jy op die kolon nie eens sien waar daar gelas was nie. Dat jy in 'n oomblik sit en verbaas staan oor dit wat God beplan. Dit is divine intervention. Dit is nie toevallig nie. En die man kan daar sit en hy kan my bemoedig. Want ek dink julle weet hoe voel dit as jy daar sit en jou kind is siek, dis nie vir jou 'n lekker situasie nie. Nou, wanneer daar verdrukking is daar soms vrae. En daar's altyd vrae, maar hoekom? Here, hoekom gebeur goed? Hoekom gebeur dit met my? Hoekom laat U dit so ver gaan, dat ek op 'n spasie kom, waar ek voel, ek het nie meer krag om aan te gaan nie. Here, hoekom? En dan kom Paulus, en Paulus kom gee vir ons die antwoord. Paulus kom wys vir ons hoekom, en hy sê, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op 'n God wat die dode opwek. Hier is natuurlik 'n belangrike plek waar ons moet stil staan by. Want dit raak aan iets dieps oor hoe ons glo. Wanneer laas het jy vir jouself gevra, vertrou ek op God? Vertrou ek werklik op God? Vertrou ek, want soms is dit maklik om te sê, ja, ek vertrou op God, in tye waar dit regtig goed gaan. In tye waar jy nie regtig enige vrae in jou lewe het nie, is dit soms maklik om te sê, ja, verseker, ek vertrou op God. Maar wat van die tye wat jy, soos Paulus, jouself in 'n oomblik bevind, waar jy nie meer krag het om aan te gaan nie? Wat van daardie oomblik as jy jouself bevind by 'n spasie, waar jy vra, Here, hoekom? Hoekom bevind ek myself hier
Waar is my krag heen? Wanneer jy jouself in 'n toestand bevind waar jy sonder 'n inkomste sit, waar jou kinders te siek is om 'n normale funksionele lewe te hê. Wanneer jy soms 'n slagoffer is van iemand se onkunde of soms sommer jou eie onkunde, né? So wanneer die storm so woest raak, wanneer jy voel, hoor jy maar hierdie boot gaan nou omtiep, dan staan Jesus daar by water, dan sê Jesus vir jou, klim uit. Billy, klim uit. En Louise, klim uit. Kom na my toe. En waar jy genoeg geloof moet hê om uit die boot uit te klim, op die water te stap, na die Here toe. Jy sien, vertroue is nie net 'n noodknoppie wat jy druk in tye van nood nie. Vertroue is iets wat gebou word oor tyd. Dis 'n lewenswyse en Paulus kom vertel ons dat wanneer dit by vertroue kom, is dit 'n lewenswyse. En as jy kyk na Petrus het nie net besluit, vandag is 'n goeie tyd om van die boot af te klim en te loop op die water nie. Petrus het lank saam met Jesus beweeg en so het hy gesien, maar hierdie is 'n God van inbors, hierdie is 'n God van karakter, hierdie is 'n God wie ek kan vertrou. Hierdie is 'n God wat, as hy vir my sê, klim uit die boot uit en stap op die water, dat ek dit maar kan doen. Want ek het 'n pad gestap saam met God. Dis nie 'n ding waar jy jouself gaan bevind in die mis en nou moet jy eers leer hoe om die kompas te gebruik nie. Dan is dit al klaar so 'n bietjie te laat. So Paulus sê, leer nou vertrou. Vandag. In die gewone, wanneer dit relatief goed gaan met jou, leer nou. Ons vertrou nie op God net wanneer dit swaar gaan nie. Maar nou kom die vraag, hoekom juist hierdie God? Hoe vertrou ons op hierdie God? Hoekom spesifiek hierdie God? En Paulus kom weer eens, hy help ons, hy help ons verstaan, hy sê, sodat ons nie deur onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dode opwek, wat ons verlos het uit so 'n groot doodsgevaar, en nog steeds verlos. So dink gou saam met my hieroor. Wie van julle het onlangs iemand gesien wat iemand anders uit die dode uit opwek? Enige iemand? Dit is buite ons raamwerk, is buite ons verwysing. En dit is juis waar Paulus hierdie gebruik om te sê, maar dit is die God op wie ek vertrou. As hierdie God iemand uit die dode kan opwek, kan hierdie God verseker my deur hierdie situasie vat. Nee, die ISV, die International Standard Version, sê het so mooi, hulle sê, He has rescued us from a terrible death, and He will continue to rescue us. Yes, He is the one on whom we have set our hope, and He will rescue us again. So hierdie is die God, hierdie is wie God nog altyd was. Hierdie is die God wat nog altyd, hy kom van Abraham, Isak, Jakob, David, Daniel in die leeukuil. Dit is dieselfde God wat ons dien. Hierdie is die God wat in Christus self uit die doodheid opgestaan het, vir my en vir jou. Daar is geen twyfel dat ons vandag ons vertroue in hom kan plaas. As hy dooies kan opwek, kan hy my deur my situasie vat. As hy dooies kan opwek, kan hy jou deur jou situasie vat. Verseker. So Paulus sluit nie af met homself nie, hy trek die Korintiërs self so 'n bietjie in deur hulle gebede
En hy sê, hiertoe dra julle ook by deur julle gebede vir ons, sodat deur bemiddeling van baie mense namens ons dank betuig kan word vir die genadegawe aan ons. Nou, vertroue op God is nooit net 'n private aangeleentheid nie. Ja, jy het jou stilte tyd saam met God, jy vertrou saam met God, maar jy vertrou ook op God saam met mense. So jy het mense nodig om saam met jou te bid. Jy het mense nodig om saam met jou deur dinge te gaan. En hierdie was nou nie die spasie gewees nie, maar ek wil dit in sommer gebruik om te sê, dat daar kom 'n tyd waar ons deur 'n kampanje gaan, is nou die 16 Augustus skop hy af, en is 'n 6 weke kampanje, dis 'n 40 dae kampanje, en ons wil hê dat mense moet in groepe in hierdie 6 weke saam deur hierdie kampanje werk. En dis 'n fantastiese geleentheid wat ons wil bied, waar ons hosts wil kry om om mense saam te trek. So as jy 'n spasietjie het waar jy mense kan host, dan kan jy 'n host wees. As jy kan koffie maak vir mense, kan jy 'n host wees. En as jy 'n play kan druk, want ons gaan al die materiaal vir jou verskaf. Maar dat julle in groepsverband, in groepe, deur hierdie 6 weke kampanje kan gaan saam, mekaar ondersteun. En ek kan nou vir jou 'n brief gee, 'n belofte maak, dat jy gaan ander kant uitkom. Want daar's net iets aan groepslewe, daar's net iets aan dit om saam met iemand deur iets te gaan. So vertroue is nie net vir jouself nie, dis om saam te wees, en dit is ook waar jy saam gaan vier. En dit is wat ons hier doen, ons vier saam, dit is hoekom ons Sondagoggende bymekaar kom, want ons vier saam hierdie groot God, hierdie verheerlikte God. Dit is wat ons maak, ons is hier om mekaar te bemoedig. Jy is natuurlik hier om bemoedig te word in tye van nood, maar ons is hier om mekaar te bemoedig. Ons is hier om saam mekaar se laste te dra. En as jy deur 'n tyd gaan, as jy deur 'n dal gaan, wanneer jy struikel, dan is daar mense om jou op te help. Mense wat langs jou sit, mense wat voor jou sit. So Paulus sê, swaar kry het 'n doel. En is dat God se genade sigbaar word. So dit beteken God se ontferming is nie die eindpunt nie. Wanneer God homself ontferm oor jou, dis nie waar dit stop nie. Dit is die uitgangspunt. God vertroos jou sodat jy kan vertroos. Amen. So wanneer jy sit vanoggend en jy voel presies soos Paulus, jy voel, my krag het opgeraak, ek weet nie hoe kan ek aangaan nie, dan is hierdie woord vanoggend vir jou. Wees eerlik daaroor. Praat met iemand. Laat ons saam met jou bid. Dis hoekom ons die Salkere bediening het. As jy van daai is wat vanoggend hier sit en jy sê, maar my lewe is relatief gemaklik, dankie. Dis alles gaan goed, ek is geseën, alles is goed, baie dankie. Hierdie woord is ook vir jou vanoggend. Moenie wag tot die krisis begin voor jy die kompas uithaal nie. Begin vandag hierdie God leer ken. Begin vandag weet op wie jy kan vertrou. Sodat wanneer die tyd kom, ek wil sê as die tyd kom, maar wanneer die tyd kom, dat jy verstaan, dat jy jou vertroue op hierdie God kan sit. Hierdie God wat die dode opwek. Dit is die God waar jy op jou vertroue kan opsit.
So, Paulus praat van uitnemerder weg. Help iemand deur 'n seisoen van vrees en angs. Wees teenwoordig wanneer iemand moed opgee. Bid saam, dra mekaar se laste. Herinner mense deur jou getuienis. Net soos daai man by my kom sit het, wat my van geen kant af ken nie, wat sy getuienis lewer, dit het my so bemoedig, dit het my so gestig. Jou getuienis kan ander mense stig. Moenie skaam wees oor dit wat met jou gebeur het nie, want dit stig ander mense. As jy jouself bevind in 'n spasie waar dinge nie goed gaan nie, waar dit nie lekker is nie, moet dit nie vir jouself hou nie. Kom share dit. Ons het 'n gebedsmuur daar agter elke Sondag. En dit is juis, ons is family. Dit is waarvoor dit is. Ons is family. As jy deur iets gaan, jy hoef nie dit vir jouself te hou nie. Kom share dit. En dit alles is die Heilige Gees in jou. Dat jy is nie net 'n toeskouer van genade nie, maar jy is 'n draer daarvan. Amen. So Here, dankie vir u woord vanoggend, Here, en dankie dat u mense soos Paulus stuur om ons te kom help. Here, ons gaan soms deur dinge, soms verskriklike dinge, Here, waar ons net nie kan verstaan, hoe kan dit gebeur nie? Waar ons onsself in 'n spasie bevind, Here, waar ons krag net op is. Here, en ons kan nie verstaan hoe ons daar uitgekom het nie, en ons kan nie verstaan hoe ons daar gaan deurkom nie. Maar Here, u weet. U weet dat wanneer ons daar deur is, dat ons dit kan gebruik om ander te bemoedig. Here, u weet dat wanneer ons daar deur is, dat ons dit kan gebruik om te kan getuig van u grootheid, u goedheid. Here, en ek het al soveel mense gesien in die einste kampus, Here, wat ek weet, wat deur dinge gegaan het, verskriklike dinge. Here, wat deur dit gekom het en wat nou kan staan en getuig van u goedheid. Here, wat ander kan bemoedig, waar ons verbaas staan oor die goedheid, Here. En Vader, ek vra dat waar daar nou mense is wat vandag hier sit, Here, dat u net saam met hulle sal wees en hulle toevou en hulle omvou met u liefde. Here, dat u hulle sal omvou met u omgee, met u liefde. Here, en wanneer hulle deur hierdie ding kom, deur hierdie krisis waarin hulle self bevind, Here, dat hulle aan die ander kant sal uitkom en dat hulle 'n getuienis sal wees van u grootheid, u goedheid. Here, ons is lief vir u en ons wil net vir u dankie sê vir dit waardeur u ons al gebring het. En ons wil net vir u dankie sê, Here, dat u ons kompas is. En dat ons nie paniekerig enige rigting hoef in te slaan nie, maar dat ons weet dat ons kompas net kan uithaal en ons kan fokus op u. Dankie, Here. Amen.